As jy kyk na Matteus 28, ek wil net so klein bietjie recap soos die Engels sê, en dan gaan ek begin met vanoggend se woord. As jy kyk na Matteus 28 vers 19 en 20, dan lees ons die groot opdrag wat God vir die kerk gegee het. En dit is om disippels te wees en disippels te maak. So dit is 'n baie groot tema, indien ek wil nie uiteindelik 'n tema noem nie, dit is die mandaat waarvoor God ons geroep het as die kerk. Maar vir een of ander rede is God besig om hierdie onderwerp klein op te lê in die seisoen wat ons is in die kerk, en ek hoor dit van allerlei kante af, wat God besig is om hierdie onderwerp so 'n bietjie in ons harte vas te stamp. En die skrif wat saam met dit gaan, wat die Here vir ons as 'n gemeente spesifiek gegee het, is hierdie skrif in 2 Timoteus 2 vers 2. Vertrou die waarhede wat jy voor baie getuies van my gehoor het, toe aan betroubare mense wat bekwame is om dit aan ander deur te gee. So dit is om as 'n disipel daardie skat, dit wat waardevol is, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus te vat en waarde daaraan te heg, daarmee te hardloop en weer toe te vertrou aan iemand anders. En dis eintlik maar disipel wees en disipels maak. Dis is amper soos 'n aflosstok wat ons vat, wat ons hardloop mee en wat ons aangee. Nou, laas week het ons 'n paar stories gehoor en ek glo daar's heelwat meer. Van mense wat net gegaan het, uit ons familie uit, daai aflosstok gaan vat het en met dit begin hardloop het in hulle werkplekke en in hulle families. Maar kan ek vanoggend net vir 'n oomblik so eerlik wees met julle, net vir 'n oomblik? Weet julle, as ek baie keer hoor, ek moet iets groot gaan doen vir God se koninkryk daar buite. My persoonlikheid weet nie altyd lekker waar om te begin nie. En ek weet nie of jy miskien ook baie keer so voel nie. Het jy baie keer wens, as ek net vir iemand kan sit, wat al daar was, wat die T-hemp al dra, wat al daar was, wat die stories kan vertel, as ek net by daai persoon kan sit en net kan hoor, is ek die enigste een wat baie keer voel ek het nie wat dit vat om God se koninkryk enigstens 'n verskil aan te doen in my wêreld daar buite nie. Is ek die enigste wat baie keer voel so 'n bietjie senuweeagtig voel en baie keer onseker voel? Baie keer wil ek net vir iemand gaan sit en sê net vir my, leer my. Ek weet nie of jy ook so voel nie. Wys vir my, wat is die slaggate waarna ou moet uitkyk en sê vir my, hoe kan ek dapper en wys optree? Hoe kan ek gebruik wat ek het om 'n verskil vir die Here te gaan maak? So ek wil net 'n oomblik eerlik wees vanoggend en sê, dis hoe ek baie keer voel. En ek weet of jy dalk so voel nie. En daarom het die Here vir ons wonderlike, en ek gaan die Engelse woord gebruik, want die Afrikaanse woord gebruik ons heeltemal te min, life coaches gegee. En daar's 2 life coaches waar ek vanoggend wil praat, wat die Here vir ons gee in die boek van Ester, en dit is Mordegai en Ester. En ek wil vanoggend net so vinnig hulle storie vertel. So ek gaan deur 10 hoofstukke hardloop, ek gaan die storie vir julle vertel, en dan gaan ek 'n paar beginsels uit dit uittrek, wat ons prakties kan vat in ons week, in hierdie week wat kom. So ek wil julle graag vertel oor die dag toe Mordegai en Ester die afloswedren gewen het. En ek het so 'n paar foto's wat volg, soos wat ek die storie vertel, net om jou gedagtes bietjie te help hou so by die storie. So net so op 'n kantnotaatjie, toe ek en my suster so in die laerskool was, dus die broers nou al op universiteit en hoërskool, dan het my pa nou altyd saans vir ons Bybel gelees. En dan het hy so nou en dan het hy vir ons gevra, waar wil julle hê moet ons lees? Dan sê ek en Ria, Ester. Elke aand, Ester. So tot bestaan sê my pa, nee, kies iets anders. Hy sal nog nie weer Ester hoor nie. So ek ken nou al redelik Ester se storie, so deur die jare. Kom ons kyk gou na hulle storie. So, die storie begin 100 jaar nadat die Babiloniese ballingskap gebeur het, toe Israel in ballingskap weg is. So 100 jaar later is hierdie storie wat dit plaasvind. So 70 jaar later, na die ballingskap, het 'n koning, 'n Kores van Persie, hy was die eerste Persiese koning, het hy toe vir hulle gesê, hoorie, julle kan maar teruggaan, gaan bou julle die tempel daar in Jerusalem, en daar het verskillende van hierdie groepe Jode toe teruggegaan. Party het saam sê die Babel gegaan, ander het later saam met Esdra gegaan, en saam met Nehemia. Jy kan die storie gaan lees in die laaste hoofstukke van 2 Konings, en in boeke soos Daniël en Esdra en Nehemia.
Maar daar's 'n groep van hierdie Jode wat nooit teruggegaan het nie. So die storie hierso vind eintlik plaas gaan oor hierdie Joodse gemeenskap wat agtergebly het in die hoofstad van Persië met die naam van Susan. Dit was die stad se naam. En dis waar ons onsself bevind in die geskiedenis. So min of meer 450 jaar voordat Jesus gebore is. Nou wat interessant is oor hierdie boek is, as jy hom gaan lees, sal jy sien, God word nie een keer genoem nie. Nie God, Jesus, Vader, Heilige Gees, niks word in daai boek genoem nie. En dit is eintlik baie interessant dat die skrywer, wat ons nie weet wie dit is nie, het 'n briljante tegniek gebruik om ons as die leser eintlik uit te nooi en te sê, kom lees die boek, kom kyk, hoe werk God agter die skerms? Die manier hoe God agter die skerms in hierdie boek werk, is deur wat ons sal noem toevallighede, in aanhalingstekens. So jy lees baie toevallighede raak in hierdie boek, maar dis hoe ons sien hoe God agter die skerms werk, en dan ook hoe die storie halfpad in 'n drastiese ommekeer maak. En dit gaan ons ook sien. So die eerste karakter wat ons hier ontmoet is die koning van Persië, koning Ahasveros. Sy ander fancy naam was Xerxes. En hy het 'n partytjie gehou om sy grootsheid so bietjie te wys vir die mense. Nou daai partytjie het 6 maande lank aangehou. Kan jy dink, jy soveel kos om vir mense vir 6 maande te laat aan die eet en aan die drink te hou. En in die laaste dag van daardie fees, toe besluit hy, toe sê ouens al lekker getrek. Hulle het nou goed al gedrink. Toe besluit hy, maar kom ek laat my vrou, die koningin, vastie kom, laat sy dan ons 'n bietjie haar skoonheid kom wys vir die manne hierso. En daar was geen eer in daardie idee gewees vir vastie nie, so vastie sê, dankie, maar nee, dankie, gaan nie daar wees nie. En natuurlik moet die koning nou sy trots behou hierso voor al sy vername manne in die koninkryk, en hy besluit toe net daar en dan, dit is die einde van vastie as koningin. En koningin vastie is toe nou heeltemal uit die prentjie uit. En nie lank daarna nie, toe besluit hy gaan 'n skoonheidskompetisie hou met juffrou Persië. En hulle het deur die hele land gegaan en te gaan kyk, waar's al die mooi meisies, om hulle te gaan kies, sodat hulle kan kom om te kan deelneem aan hierdie vreeslike groot skoonheidskompetisie. Nou as jy op die kaart gesien het, jy sien Persië was redelik groot. En onder andere kom hulle by hierdie huis aan, en dis waar ons vir Mordegai en vir Ester ontmoet. Ester is 'n jong Joodse meisie, haar ouers is oorlede, sy word deur haar neef, 'n ouer neef van haar Mordegai grootgemaak. En in hierdie proses gaan sy nou na vreeslik baie meddies en paddies, jy weet, in jaar lank gemarineer in melk en in parfume en allerlei goed, is dit haar beurt om voor die koning te verskyn, en raai wat? Hier wen sy die kompetisie. Die koning is so verlief op haar. Hy bevorder haar onmiddellik tot die nuwe koningin van Persië. Nou rondom dieselfde tyd het Mordegai, hy was 'n vername persoon, hoe ons dit weet is, hy het gewerk in die paleishekke, in daai gedeelte, so dan beteken dit, jy was iemand wat betroubaar was, en hy het 'n goeie werk daar gehad. En terwyl hy daar is eendag, hoor hy nie dieselfde tyd wat hierdie skoonheidskompetisie aan die gang is, hoor hy dat 2 sekuriteitswagte die koning wil vermoor. En hy laat weet vir Ester, en Ester laat weet die koning. En daar red Mordegai die koning se lewe. Nou hierdie is 'n stukkie van die storie wat ek net so in agterkop bære, kom nou terug na hom. Die volgende persoon wat ons ontmoet is Haman. Nou Haman is, soos die Engels sê, was die villain in die storie. Hy is die vyand. Maar op hierdie stadium waar ons hom leer ken, is dit waar die koning hom bevorder tot die hoogste posisie in die koninkryk. En die koning laat ook sommer almal weet dat as Haman daar verbygestap kom, dat almal sal neerbuig wanneer hy verbygestap kom. Mordegai sê, dit sal die dag wees. Ek buig net voor my God. En hy buig nie voor Haman nie, en Haman, wat natuurlik nou so 'n bietjie sy ego gekrenk is, en voel nou so 'n bietjie seer gemaak oor die hele storie, is toe nou heeltemal onkant gevang, en hy vind toe uit, Mordegai is 'n Jood. En net daar en dan stap hy na die koning toe, en hy sê vir die koning, en hy oorreed die koning om wat hulle noem 'n koninklike besluit of 'n dekreet te skryf waar die Jode, ieder en elk vermoor word. Maar om die dag te bepaal wat hierdie Jode vermoor sou word, moes hulle 'n dobbelsteen rol. Nou daai dobbelsteen was genoem 'n pur in Hebreëus, 'n pur. En hy het nou daai dobbelsteen gerol, en dit werk toe nou uit dat die dag waarop dit val is 11 maande later. Die koning teken daai ding.
En hierso kom ons by die plek waar die Jode, daai Joodse gemeenskap, se enigste hoop was toe Mordegai en Ester, want Ester het toegang gehad tot die paleis. En hulle besluit toe saam, Mordegai en Ester, wat wonderlik sal werk, is as sy dalk nou na die koning toe gaan, en net haar bekendheid as 'n Jood bekend maak. En dan kan sy mos vir die koning vra, hallo, jy kan nou nie, maar hier was 'n probleem. Jy mag nie na die koning toe gegaan het, sonder dat hy jou uitgenooi het nie. En as jy daar opdaag en hy steek nie sy scepter uit na jou nie, is dit so goed as jy's dood. Want as hy nie sy scepter uitgesteek het nie, dit beteken, jy's nie welkom in sy teenwoordigheid nie, en dan moes jy doodgemaak word. So, vir Ester, om ongenooid aan die koning toe te gaan, sou beteken dit is 'n selfmoordpoging. So jy kan dink, soos die jong meisies, klein bietjie onseker oor die situasie, maar hier kom Mordegai en hy stuur vir haar boodskap. En hy sê vir hom die baie bekende vers wat ons ken in Ester 4 vers 14, as jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Jy en jou familie sal uitgewis word. En dan sê hy, wie weet, of dit nie miskien juis met 'n oog op hierdie tyd is, dat jy koningin geword het nie. En Ester staan op, en sy besluit, ons gaan dit doen. En wat sy doen is, sy roep 'n 3 dag van vas en gebed uit, oor die hele, onder die Jode. En in daai oomblik sien ons hoe sy afhanklik is van God, en sien ons hoe sy haar beroep op God, om te sê, Here, deur gebed en vas, vertrou ons U vir 'n wonderwerk. En sy sê, na daai 3 dae, sê sy, ek gaan in, ek gaan dit waag, ek gaan die koning sien, en as ek omkom, dan kom ek om. En deur die Here se genade steek die koningin sy scepter uit na haar en hy aanvaar haar. En sy sê vir hom, koning, ek wil jou graag nooi na 'n onthaal wat ek vir jou en vir Haman spesiaal wil hou. En want ek het graag 'n spesiale versoek wat ek aan julle wil rig. En sy hou die eerste onthaal en vir een of ander rede sê sy nie vir die koning wat sy wil hê nie. En Haman is al weg en hy slinger, lekker gedrink, slinger daar weg huis toe, en in daai proses loop hy toe vir Mordegai in die straat raak en hy is al vooraf kwaad. En hy is huis toe en saam met sy familie besluit hulle gaan 'n paal oprig. En daai paal gaan hulle die volgende dag gebruik om vir Mordegai tereg te stel. Maar hierso gebeur 'n toevalligheid. Daai nag kan die koning nie slaap nie. En hy vra dat die koninklike kronieke vir hom gelees word, en dit is nou nie die kronieke wat ons in die Bybel het nie. Hulle het nie daai tyd YouTube en selfone gehad om alles op te neem nie, so hulle moes alles mooi skryf dat die koninkryk gebeur. En hy lees dit en hy word herinner aan die dag wat Mordegai sy lewe gered het. En hy besluit Mordegai moet vereer word. En die volgende dag, toe storm Haman daar by hom in die troonkamer in, en hy is reg om vir hom te vra, wat hy net vir Mordegai kan teregstel. Maar voor hy kon praat die koning. En die koning sê, Haman, wat moet ek doen met 'n man wat ek wil vereer? Haman dink, verseker wil die koning my vereer. Hy sê, ag koning, ek sal hom op 'n koninklike perd sit, en dan so 'n bietjie met hom deurloop daar in die strate van die stad. En die koning sê, ek wil vra dat jy dit vir Mordegai sal doen. Ek dink daai vernederende oomblik vir Haman. En dis waar sy storie begin draai, want die volgende dag nooi koningin Ester vir hom en die koning uit na hulle tweede onthaal. En sy sê, koning, toe hulle al so lekker end weggeëet en gedrink het, sy sê, o koning, hierdie Haman wil die Jode doodmaak en ek is ook 'n Jood. En ek wil net vra, dit is nie reg nie, dat u hierdie ding sal verander. En die koning is so kwaad, hy laat sommer vir Haman die volgende dag ophang en hy stel 'n paal wat hy vir Mordegai opgestel het. Maar ongelukkig, al is Haman dood, verander dit nie die besluit wat die koning gemaak het nie. Maar die koning kom en hy sê vir Mordegai en vir Ester, gou, skryf 'n nuwe koninklike besluit. Laat ek 'n teken, dat die Jode hulle daai dag mag beskerm, wanneer hulle aangeval word. En dis presies wat gebeur, en Ester en Mordegai, daar's 'n dringendheid in hulle, om hierdie ding te skryf, en die goeie nuus deur te gee na die Jode toe, dat God het vir hulle deurgekom. En ons sien daai dag, dat die Jode beklei, hulle maak eers Haman se familie dood, en daarna nog 175.000 mense, wat hulle probeer doodmaak het.
En vandag nog vier die Jode daardie fees, hulle noem dit die Purim. Met ander woorde, die fees van die lot, die fees van die dobbelsteen. En as ek dit nie mis het nie, het hulle dit nou 2-3 dae terug, het hulle dit gevier, om vir die Here dankie te sê, dat hy hulle beskerm het. So kom ons bring dit 'n bietjie huis toe. Is julle alright? Ek het nog so 'n paar minute oor. Ek wil begin deur te sê, ons het 'n vyand, wat reeds verslaan is aan die kruis. Maar die Bybel gee sy CV vir ons in Johannes 10 vers 10, wat sê, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Die vyand se een fokus wat hy het, is om ons kinders, ons gemeenskap, ons land en die wêreld te verwoes, te steel, te slag en te verwoes. Maar God het vir ons alles gegee, om soos Mordegai en Ester, 'n verskil te maak, in die plek waar ons is. Ek wil net so vinnig sê hoe het hy dit gedoen. Die eerste ding is, God het eerstens, deur Christus Jesus, vir ons die aflosstok aangegee. Nou hierdie aflosstok, is die wete dat Jesus Christus is ons redder, en hy is ons koning. Daai aflosstok beteken ook, en bevat die koninkryksbeginsels, wat ons help om te groei en te leef as 'n Christen. So wanneer ek praat van die aflosstok, dan praat ek van daar wat ek in 'n plek ingaan, seker maak of iemand die goeie nuus gehoor het, en as hulle reeds het, om hulle te kan help, hoe lyk koninkrykswaardes? Hy het dit vir ons gegee in Christus Jesus, wat aan die kruis gesterf het. Tweedens, hy het vir ons toegang tot sy troonkamer gegee. Die geweet in Hebreërs 1 vers 8 sê, dat Jesus regeer met 'n scepter van geregtigheid. En daai geregtigheid beteken dat deur sy dood en opstanding, het hy vir ons 'n plek, 'n staanplek gegee voor die koning. Met ander woorde, daardie scepter is elke dag, elke oomblik uitgestrek na jou en my, om te sê, jy is welkom in die koning se troonkamer. Derdens, en hoor, hierdie is my gunsteling, het hy vir ons die gesag en die autoriteit gegee, om koninklike besluite te kan neerskryf en te verklaar, wat in lyn is met sy woord en sy koninkryk. Kyk gou wat sê Efesiërs 1 vers 19 en 20, en dan lees ek ook hoofstuk 2 vers 6. Hy sê, mag julle insien, nou Paulus bid hierdie vir die gemeente in Efese. Hy sê, mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte wat ook aan die werk, toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. So Christus sit vandag waar? Aan die regterhand van God die Vader. Wat is die regterhand van God die Vader? Dit beteken is 'n plek, 'n sitplek van gesag en autoriteit. En dan sê hoofstuk 2 vers 6, omdat ons aan Jesus Christus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam hom 'n sitplek in die hemel gegee. So raai wat? Fisies sit ons boue op 'n rooi stoel op hierdie stadium, in 'n klein dorpie in die Bosveld van Limpopo. Maar in die gees, kerk, sit ons saam met Christus in die hemelse plekke. En het hy vir ons die toestemming gegee, het hy vir ons sy handtekening gegee, om in die plek waar ons in beweeg, te kan sê, hier is siekte nie welkom nie, hier is boelie nie welkom nie, hier is armoede nie welkom nie. Dis die gesag wat hy vir ons gegee het. Vierdens het God vir ons onverdiende gawes gegee. Onverdiende gawes. En daai onverdiende gawe plaas ons in 'n plek wat net jy kan gaan. Soos wat Ester se skoonheid 'n gawe was wat haar 'n plek in die paleis gegee het, so gee God vir my en vir jou 'n gawe wat ons in 'n plek sit, in ons besigheid, in die skool waar ons skool hou, in daai kombuis waarin jy werk, in die aftreeoord waar jy jouself bevind. God het vir ons 'n gawe gegee wat ons daar sit. Nou ons kan na Ester kyk vandag en sê, ja, maar Ester, sy het nou ongelukkig gehad. Ek bedoel, heerlikheid, sy was so mooi. Dis nie iets wat 'n ou kan kies nie. Sy was maar gelukkig. Dan sê Ester, weet jy wat, ek was nie so gelukkig nie. Eerstens was ek 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Tweedens was ek 'n weeskind. Derdens is ek eintlik maar deur die koning ontvoer en verkrag. En vierdens het ek die regstelling in die gesig gestaar. So ek is nie so gelukkig nie. En ek dink as sy vanoggend hier kom sit, soos sy gesê het, jy's gelukkig. Want God het jou die gawe gegee om ander kinders te leer.
ander mense te leer. God het jou die gawe gegee om kinders te leer, sodat daar waar jy in die klaskamer staan te kan weet, hierdie is my paleis in aanhalingstekens. Hier is die plek waar hierdie kinders, hierdie onderwysers saam met wie ek is, dat ek miskien hulle enigste hoop is op lewe. As Esther hier sou sit, soos hy dalk gesê het, jy's so goed om besighede te begin en te bestuur. Jy's so goed om te bou en herstelwerk te doen. Jy's so goed met bemarking. Jy's so goed met foto's neem. Jy is so goed om te bak en om mense te onthaal. En kyk waar die Here jou gesit het. En dan sal sy sê, miskien, net miskien, is dit vir 'n tyd soos die, wat die mense wat vir jou werk, jou kliënte, dat jy hulle enigste hoop is op lewe. Dat hulle wag vir jou. Weet, baie keer dan sal ons sê, ja, daar's enetjie daar by my werk, maar storieetjie is af. Gaan dinge is fout hierso. So ek weet nie wat 'n kerk is hulle nie, maar ek dink haar dominee moet. Ons praat baie keer so. Nee. Nie haar dominee nie. God het jou daar gesit. God het jou daar gesit om vir haar te bid vanoggend, of vir hom te bid. God het jou daar gesit om vir hom of vir haar te vertrou vir 'n woord. Miskien om haar aan te moedig, miskien om haar op te lig. En dis wat Esther vir ons gesê het as sy vanoggend hier was. Ongeag die hoeveelheid verskonings wat Esther en Mordegai kon uitdink, het hulle besluit om hulle aflosstok te vat en met dit te hardloop in 'n tyd soos die. En hiervoor sal hulle onthou word. Hulle sal onthou word vir hulle integriteit. Hulle sal onthou word hoe goed hulle gawes gebruik het. Esther as skoonheid, Mordegai sy gawe van leierskap. Hulle sal onthou word dat hulle God alleenlik aanbid het en op hom vertrou het vir die verskil wat hulle gemaak het. Hulle sal onthou word dat hulle goed gehardloop het met hulle aflosstokke. Hulle sal onthou word dat hulle ongeag die gevaar wat hulle in die gesig gestaan het, verby hulle self gekyk het en vir ander gelewe het, uitgereik het en opgestaan het vir hulle mense. Mordegai kon gesê het, ag man, laat ek buig voor Haman. Wie almal doen dit is maar hoe dit is. Ek voel nie nou tyd vir hierdie hele konfliksituasie nie. Kom ons buig dit en kry klaar. Esther kon gesê het, hoorie, jammer julle, ek's regtig jammer, ek kan nie na die koning toe gaan vir hy my nie gevra het nie. En sy kon verder daar op die rusbanke gelê en druiwe eet het. Maar sy doen dit nie. Hulle staan op en sê, ons leef nie vir onsself nie. En hulle hardloop met daardie aflosstok. Waarvoor wil jy onthou word? Waarvoor wil jy onthou word? Ek gaan amper vir Elani vorentoe roep, jy kan ook iets so kom sit Elani. Toe ek voorberei vir vanoggend, toe wys die Here vir my iets. Hy sê vir my, weet jy Louise, die vyand rig nie meer, jy weet, pale op om my mense uit te haal nie en hulle dood te maak nie. Wat die vyand doen is, hy versoek ons tot ons in 'n plek van sonde val. Sonde soos skinder en vrees, seksuele sondes, sulke tipe sondes, trots te wees, lui te wees, en dan, as jy mooi geval het vir een van daai goed, dan kom hy dan sê hy vir jou, jy's maar lekker skynheilig. Wie dink jy is jy om 'n verskil vir God se koninkryk te maak daar waar jy is? Jy ken jy is jou Bybel so goed nie. Wanneer laas het jy met die Here tyd spandeer? Nou wil jy kom, jy wil 'n verskil kom maak. En wat hy doen met daardie leuen en daardie tegniek, is om vir my en jou so te verlam, dat al wat ons kan doen, is om toe te kyk, hoe ons kinders vergaan onder boelie, deur geboelie te word. Al wat ons kan doen, is ons is verlam, en ons kan net toe kyk, hoe ons gemeenskap ten gronde gaan, as gevolg van armoede. Mense wat hulle self seer maak, mense wat vasgevang sit in depressie, verslawings. Want die vyand begin glo, dat ek is nie so great, ek weet nie genoeg nie, om 'n verskil te kan maak nie. En ek wil jou vanoggend vra, kom ons vat ons gebede, en ons verklaar ons afhanklikheid van God, en kom ons vat die woord van God, en ons begin verklarings uitreik volgens sy woord, wat sê Here in ons gemeenskap,
begin ons koninklike besluite uitskryf en uitroep, wat lewe bring vir ons mense wat afhanklik is van ons. So ek wil jou vanoggend aanmoedig, vat die aflosstok en hardloop in 'n tyd soos die. My laaste wat ek vanoggend wil doen voor ons gaan afsluit, is ek wil vir Ilani vra, die Here het bonatuurlik 'n deur oopgemaak in hierdie laaste paar weke, 'n deur 'n Ester en deur 'n paar ander Esters en Mordechais, wat regtig ons die Here vereer om 'n verskil te maak in ons samelewing. Staan gou hier dan, vertel jy net so vinnig. Ja, dankie Louise. Dit is baie makliker om vir 'n klas vol kinders te praat as hier, maar ons sal dit doen. Ja, nee, ek wil eintlik net vanoggend getuig. Ek het nie gedink ek gaan dit doen nie. As ek kon, sou ek nie my gesig wou gewys het nie, net die storie wou gedeel het. Maar Louise het my gevra en ek dink omdat sy deel was van die proses, is dit regtig, het ons net gesien die Here se hand die laaste paar weke wat gebeur het by ons laerskool. En ek wil net sê, dit gaan nie oor die laerskool nie, dit gaan nie oor Koinonia nie, maar dit gaan net oor dit wat die Here wil kom doen wanneer sy tyd gereed is. Op 'n stadium het ek met Louise hieroor gepraat en ek sal so kortliks deel hoe dit begin het. En op 'n stadium was ek nie baie lus vir dit nie. Ek was nie lus om getrou of gehoorsaam te wees in dit nie. Sy het vir my gesê, "Ilani, you are just the fool who said yes." En ek het besef, dit gaan oor die Here se wil. Ek is 14 jaar by die laerskool en die Here roep my laas jaar terug na 'n boek, 'n gebedsboek wat stokhoring oud is, wat in 2002 al begin het, eintlik al voor dit, maar die boek se eerste inskrywing was in 2002 deur 'n klomp mammas wat 'n gebedsgroep begin het. En elke keer hulle daar gaan skryf, wat is die behoefte, wat is daar wat ons voor kan bid by die skool. En daar's soveel van daardie goed wat ek deurgelees het, ek sê, wow, die Here was so getrou geweest. En op 'n stadium, die vrou wat dit begin het afgetree, het Kaap toe getrek, sy het die boek in my hand gestop en gesê, ek voel die Here sê vir jou, gaan aan met dit. Kry weer mammas bymekaar, begin 'n gebedsgroep. En op daardie stadium het ons begin en kon nie mammas bymekaar kry nie, want 6:30 ry ek al skool toe. Daar is net nie tyd in die middag om enigstens saam te bid nie. En so begin ons 'n paar juffrouens in die oggend voor skool, begin ons saam bid. En op 'n stadium raak dit weer besig en ons kom nie by mekaar uit nie en die boek is daar eenkant geskuif. En laas jaar is daar 'n vrou van ons gemeenskap, sy is nie in ons gemeente nie, en ek en sy doen 'n Rubies kursus saam hier by die kerk. Ons stap uit en sy sê vir my, Ilani, ek voel ek wil met jou iets deel. Die Here druk baie lank op my hart. Ek moet 'n gebedsgroep vir mammas by die skool begin. Ek sê my hart, dankie Here, dis nou nie meer, ek het nie meer te doen nie. Ek sê vir ja, ek dink jy moet dit doen, begin dit doen. En sy begin, eers stel ons dit uit en na 'n ruk kom sy weer na my toe. Sy sê, ek wou dit nie doen nie, ek is te besig, maar die Here druk dit op my hart. Ek moet 'n gebedsgroep vir mammas begin. En so begin hulle toe nou laas jaar en ons begin saam bid en die hoof kom na my toe en hy sê vir my, wil jy nie net die skakel wees tussen die mamma gebedsgroep en die skool, gee net vir hulle deur die goedjies waarvoor hulle kan bid. En so doen ons dit en vir 13 jaar lank is ek by die skool met die behoefte in my hart, daar moet iets wees vir die kinders. Julle as 'n onderwyser, julle wat enigstens met kinders werk sal weet, jy kry, ekskuus my Engelse woord, 'n glimpse in die huise in. Jy dink almal is okay. Ek kom uit 'n huis uit waar ek geliefd is, ons gesin dink ek is relatief gesond en nog steeds het ek die Here brood nodig om my kinders net in sy weë groot te maak. En ek besef net die behoefte is daar, maar ek voel net daar moet iets meer wees. Daar is net iets meer. Hier sit ek elke Sondag in Koinonia, vir jare kry ons opleiding, vir jare word ons toegerus. Ons is so geseënd, ons kinders is in 'n wonderlike kinderkerk. En dan kyk ek oor die skool en ek besef hoeveel van daai kinders het nog nooit gehoor God is lief vir hulle nie. Hoeveel van daai kinders weet nie daar's hoop nie. Hoeveel van daai kinders sit met verwaarlosing, verwerping. Ag, en so kan die lys aangaan. En einde laas jaar moet ons onderwysers 'n online forum invul wat konfidensieel is. Die hoof van die bestuur en wie ook al lees dit en jy moet net skryf, waar sien jy jouself vir 5 jaar, wat sou jy graag anders wil doen? En ek is baie bevoorreg om by 'n wonderlike skool te werk en ek voel te net, niemand gaan dit weet nie, nie my kollegas of niemand gaan dit lees nie, ek gaan in my hart hier uitstort. En ek skryf daarso, ek voel ons onderwysers het nie nog kapasiteit nie, daar is dit nie nog kapasiteit nie, maar kan ons nie net mense van buite kry, om net die kinders op 'n lekker fun manier, maar geestelik te kom bedien, sodat hulle hierdie goed hoor, wat ons van selfsprekend aanvaar, en dit is nie so daar buite nie. En so, vergeet ek van die forum, is Desember
Somervakansie, Januarie kom, eerste dag van skool, het 'n lang personeelvergadering en die skoolhoof sê vir my, Elani, jy het iets genoem in jou vorm, wat jy iets wil aanbied vir die kinders of iets, wat is jy daarmee bedoel? Maar ja, gelukkig het die Here vir my die gawe gegee om vinnig te praat, maar eintlik was dit so koue water in my gesig, want ek was nie voorberei op dit nie. En ek sê, en almal kyk half, wat is die plan? En ek in my kop sê vir my, jy het nie 'n plan nie. Jy's net gehoorsaam, maar die Here moet die plan saamstel. En ek noem dit, en hy sê vir my, wel, maar kom met 'n plan op, en ons kan daaroor praat, ek is oop vir dit. Maar intussen is ek die skakel, en ek sê vir hierdie mammas, bid net vir ons skoolhoof. Hy is 'n wonderlike mens, maar die druk wat ons ervaar as onderwysers, van alle kante af, bid vir die onderwysers, bid vir ons kinders, bid net vir wysheid, bid dat die Here ons sal kom ontmoet, en ons sal sterk hou, want party daar is ons nie sterk nie. En toe kom ek terug en dink ek, okay Here, nou het ek hierdie opdrag gekry, ek moet nou met 'n plan vorendag kom, maar wat 'n plan? Want ek wil net nie iets alleen doen, ek wil nie daarvoor staan en iets doen nie. U moet die mense stuur en u wil moet geskied. So is van ons, kan ek maar sê, Esters, by die gebedsgroep van die mammas, en ek vertel vir hulle, bid daarvoor, en hierdie plan kom saam. En ons kry, dis nie 'n Koinonia ding nie, dis nie 'n Elani ding nie, ek bid spesifiek, Here, stuur die mense wat nodig is. En ja, Vrydag het ons afgeskop, en ons het saamgesit voor die tyd en vir die Here gesê, wat moet ons vir hierdie kinders noem? Ons amper 600 kinders gaan terug na hulle gesinne vanaand. Wat het daai kind middag om te hoor, sodat hy, die ligdraer, heel moontlik in sy gesin gaan wees. En ek en Louise en Natasha en van die ander rolspelers van ander kerke, ons het saam gesit en saam gebid, en die Here het net die stukkies so gebring, die legkaart stukkies, en dit kom saam sit. En ons het gebid oor die naam ook. En so 2 weke terug het ons saam gesit, en die Here het so op ons harte gedruk, en spesifiek, ek vra vir die Here, almal kan 'n program of iets oulik uitwerk, maar wat is die naam wat hierdie kinders moet onthou? En ek skryf die woorde neer, wat sy gesê het, en wat Natasha van die kinderspan gesê het, en 'n ander vrou van die gebedsgroep gesê het, en dit kom by my op, hartklop. As ons God se hart vir ons ervaar, kan ons dit oordra, soos daai aflosstokkie, na die volgende generasie toe. En dit was ek moes my gesig reguit hou, ons het Vrydag afgeskop, en Louise het op 'n stadium vir die kinders gevra, wie van julle voel dat God jou nog nooit lief gehad het nie? Wie se hartjie voel so 'n bietjie leeg? En die hande, ek het nie gedink daar gaan hande opgaan nie, en klomp hande het opgegaan. Ek dink, Here, hoe is dit moontlik dat hierdie kinders nog nooit gehoor het, God het hulle lief nie? Ons sit met hope aflosstokkies, en ons gee dit nie oor nie. En ja, ek wil net vanoggend vir die Here dankie sê, dat hy getrou is, en toe ons daar klaar is, het ons regtig gevoel, die Here gaan iets doen, nie oor dit ons is, of sy wat opgedaag het, of wie ook al nie, die Here gaan iets kom doen in ons gemeenskap, want die tyd is gereed vir dit, en vir 13 jaar broei dit in my hart, en ek dink my tye was ek nie gehoorsaam, of het ek nie ernstig opgeneem om iets te doen nie, maar die Here weet wanneer jy die toetse geslaag het, sodat hy jou kan gebruik vir dit, en weer eens, is nie ons ding nie, ons is just the fools who said yes, hy gaan die werk om doen. Ja, so hier is enkele mammas in die gehoorhok hier, wat deel is van daai gebedsgroep, en ons sê net vir die Here, so dankie vir dit wat hy besig is om te doen. Mag ons 'n aflosstokke vat, mag ons in hulle hardloop, en mag ons sien, dat ons kinders opgroei, as godsmanne en godsvroue, en mag ons sien, hoe ons gemeenskappe verander, in godsvreesende gemeenskappe vir God se koninkryk. So hier is wat die boek van Ester ons leer. Die boek van Ester leer ons dat God gebruik mense wat nie perfek is nie, om sy doel te bereik, wat hy beplan het vir sy koninkryk. En al lyk dit soms, asof goed slegter gaan, om te weet dat God is toegewyd, en hy is vasberade, om sy mense lewe te gee, en te red. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wonderlike mentors soos Ester en Mordegai, wat u vir ons gegee het. Hulle kon net soveel nee gesê het, Here. Maar het opgestaan, en hulle het nie net redding gebring vir die Joodse gemeenskap nie, maar het ook vir ons vandag hier in Nylstroom, het hulle vandag vir ons kom aanmoedig, en sê, go for it. Vat jou aflosstok. Die Here sal vir jou guns gee, daar waar jy gaan. En elke plek wat jy jou voet op neersit, sal hy vir jou gee. En Here, ek wil vanoggend kom, en ek wil bid as die vyand
enige iemand se hart vanoggend hier verlam het met leuns en met 'n gevoel van jy is nie goed genoeg nie. Here, dan wil ons kom en ons wil vir U dankie sê dat U dit kom vervang met U waarheid. En dankie dat ons met verwagting kan uitsien wat vanuit hierdie gemeente, vanuit hierdie gemeenskap, wat ons sal sien, Here, wat U gaan doen vir U koninkryk. Dankie dat U ons nederige mense gebruik, dat U ons gesag gee, dat U ons autoriteit gee, dat U ons gebede gegee het, dat U ons die woord gegee het en die Heilige Gees gegee het, om waarlik ons aflosstokke op te tel en te hardloop in 'n tyd soos die. En ons eer U daarvoor, Here. Ons bid die salwing en die seën op elke persoon wat hier verteenwoordig is, elke familie. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.